'n baie interessante uitspraak van die Here Jesus oor die lewer van 'n getuienis word in Johannes 8 vers 17 deur Johannes aangeteken. Nou, die Here Jesus word eintlik bietjie gedwing deur die geestelike leiers om te bewys dat hy die waarheid praat en dat daar getuienis is dat hy die waarheid praat. En in Johannes 8 vers 17 staan daar, in julle wet staan daar geskrywe dat die getuienis van 2 persone geldig is. En dit is in onder andere Deuteronomium 17 vers 6 en ook in 19 vers 15. Baie duidelik, as daar in 'n hofsaak getuienis nodig is, dan is die getuienis slegs van waarde as meer as een daaroor kan getuig en uit die aard van die saak dat hulle getuienis dan sou ooreenstem. En nou getuig die Here Jesus eintlik oor homself. En daarom het die geleerdes 'n probleem daarmee gehad, want dit is nie heeltemal wat in Deuteronomium voorgeskryf word met betrekking tot die lewering van getuienis nie. Nou kom die Here Jesus en hy sê in vers 18 die volgende, nou ja, oor my getuig ek self en die Vader wat my gestuur het. Baie duidelik dat die Here Jesus nie alleen getuig nie, maar dat God die Vader saam met hom getuig. Ek meen, dink nou maar net aan die doop van die Here Jesus, toe die Vader uit die hemel gepraat het en gesê, dit is my geliefde seun. So, daar is 'n baie duidelike bewys dat Jesus nie alleen oor homself gepraat het nie. En wanneer hy gepraat het, het hy ook gesê, wie hy is. Ek is gestuur deur die Vader. Ek het deur die Vader opdrag gekry om te doen wat ek doen. En daardie getuienis van die Here Jesus word ondersteun deur die Vader se getuienis word ondersteun deur die Here Jesus, en so voldoen hy eintlik aan die voorskrif van die wet. En baie interessant dat hy tog gebruik maak van die wet om sy getuienis te bevestig. Hy gaan nie net en sê, man, luister julle ouens, waarom gaan julle allerhande vrae vra? Ek is wat ek is. Ek is die seun van God, gestuur deur God, ek getuig, en hy wat my gestuur het getuig. Maar Jesus kom en hy doen die goeie ding, en hy bring die wet in. En daarmee kon hulle hom eintlik nie teespreek nie. Hy het die waarheid gepraat, die waarheid gedoen, soos wat in die wet voorgeskryf is. Interessant, dat die Here Jesus ook hier die Ou Testament inbring in die Nuwe Testamentiese boodskap. Die waarheid is vandag nog so. 2 getuies is nodig om oor enige saak te getuig. Ten minste 2. Loop mooi.